enting is nommer 1. Toegangsbeheer, toegangs tot jou plase. Die beste ding wat ek gedoen het is om elektriese hekke by my hoofingange op te sit, waar ek absolute toegangsbeheer het oor wie mag en kan inkom, en ek kan gaan sien wie het ingekom. So ewe skielik as iets gebeur, kan ek vir die staatsveearts of die veearts sê, dis wie ingekom het, gaan kyk waar hulle vanaf gekom. Want dit is wat hulle nodig het, om dan nou vinnig as moontlik in ons area en te bepaal waarmee ons te doen. So, weer eens, vir 'n klein boer gaan dit 'n dieroperasie wees, maar vir my om my elektriese hek op te sit, maak absoluut sin, wat 'n groter boer is. So ek verstaan dit, maar ek dink dit moet deel van enige boerdery se begroting wees. En dan staf, jou staf wat vir jou werk. Ons was nou deur die Kersseisoen waar ons met 'n skeleton crew, soos ons dit noem, die helfte van die span is af en hulle gaan huis toe, sover as Transkei, Lesotho, Vrystaat. Dis binne in die working close, waar die working close nou is. So jy moet weet waar kom jou mense, as hy op vakansie was, waar was hy? En as hy op vakansie in so 'n area is, wat is die plan wat jy het? Jy mag vir 5 dae, mag jy nie naby diere kom nie. Inteendeel, ek verkies bly by die huis vir daai 4-5 dae as jy nou hier kom. Want baie van ons mense kom van daar af. So ek dink daai is belangrik om ook 'n bietjie meer aandag aan te gee. Ek gaan definitief en ek doen definitief. En dan ja, weer eens die immuniteit van jou kudde goed is belangrik om te sorg en verhoudinge met mense, jou werkers en dan verskaffers en almal rondom jou. Jy weet. Wat het jy gemaak met die verskaffers? Verduidelik vir ons, wat het jy gemaak met verskaffers? Wel, verskaffers het obvious met die toegangsbeheer wat ons dan nou toegepas het, geen reps mag op die plaas gekom het nie. Baie van hulle het self uit hulle eie uit hulle planne verander. Ek is gelukkig dat my plaaskantoor of my persoonlike kantoor is verwyderd van die res van die plaas af, en ek boer langs die dorp, so daar's altyd 'n lekker ontbyt op die spel as ek hulle in die dorp ontmoet. Almal is nou nie so naby 'n dorp nie, maar ek dink is belangrik dat 'n oue verhouding en daai reëls in plek moet sit. Want jy weet nie waar die ou was. Hy was 4 plase aan waar daar 'n probleem is. En jy weet, ons praat oor back and claw, maar as ons het in baie ander virusse en siektes huidiglik wat biosekuriteit aanbetref, wat ons moet nou sien. So ek dink dis 'n algemene ding wat ek sal voorstel. So en dan daar wees jou voerverskaffers en ouens wat nou maar by jou kunsmis kom aflaai, betroubare ouens wat jy weet die trokke is skoon, of hulle kan jou ten minste sê waar was die trokke. Ek het my eie trok, so ek probeer soveel as moontlik van my eie vervoer gebruik, so ek weet presies waar my trok was en waartoe gaan hy. Veral met diere, en dan ja, as ek diere inbring hiernatoe, een van my ander plase af of so, dan sal dit ook in die regte proses is met die regte wagperiodes en natuurlik om troppe vee van mekaar af te hou. Nou in 'n melkry is dit nie so maklik nie. En byvoorbeeld jou arbeiders en jou bestuur wat spesifiek met sekere troppe werk en eerder dat jy so 'n bietjie beheer uitvoer. As die ding jou slaan, dat hy nie so vinnig deur jou kudde, dat jy daarom tipe van plan B het. Want jy weet, daar's ander goed wat moet aangaan. Nou as jy al jou mense met besmette diere te doen gehad het, hoe doen jy die res van, hoe kry jy die voer af by die ander plaas byvoorbeeld so. Ja, dis maar boergoed, dis goed. Ek dink elke plaas verskil ook. Elke plaas, ek boer op 3 verskillende plase, so daar is interaksie tussen plase. So ou moet elke plaas verskil en hy moet gaan kyk waar is die grootste risiko
En wat is die moeite werd en wat is nie die moeite werd nie.